Versoekings. Ons lees 2 Korintiërs 8 vers 16 tot 24. Plegtig word die groep van 34 weggestuur na 'n uitreik in Mosambiek. Klein Indiër gemeente in Chakaskraal organiseer die uitreik elke paar maande. 'n Klompie lidmate van ons eie gemeente gaan saam, asook 'n baptiste gemeente in Phoenix en nog etlike ander kerke. In 'n baie emosionele seremonie word ons die hande opgelê en word daar vir ons gebid. Hierdie sou baie beslis nie 'n vakansie op die goue strande van Mosambiek wees nie. Die gebied waarheen ons gaan is bitterarm. Daar's geen luuksede nie. Nie eers 'n warm stort saans nie. Daar's geen krag, geen lopende water, geen winkels en geen huisvesting nie. Maar ons het 'n groot taak wat op ons skouers rus, want die nood is baie groot in die gebied wat ons besoek. Daar is kos en klere, baie luukse items, om nie eers te praat van Bybels nie. Bitter min van die mense daar het die voorreg om 'n Bybel te besit. Boonop is die evangelie slegs 'n klein gebied daar versprei, en daar lê steeds 'n groot braakland oop waar die woord nog nie gehoor is nie. Daar's 'n berg klere en tonne kos ingesamel wat moet saamgaan. 'n Reuse pak medisyne en pleisters moet help om die mense wat waarskynlik nog nooit in hulle lewe die binnekant van 'n kliniek gesien het nie, se einas en kwale te help verlig. En natuurlik 'n paar kaste Bybels, want daarsonder sou die uitreik betekenisloos wees. Uitgeput na 'n uitmergelende uitreik waar ons 'n week later terug. Die groep moet kom verslag lewer aan die gemeente. Dit is 'n groepie borrelende, stralende mense, sommige nog skoolkinders, wat nie uitgepraat kan raak oor die wonderlike ondervinding nie, waar meer as 70 mense hulle harte aan die Here gegee het. Boonop is die lewens van diegene wat die uitreik meegemaak het, vir ewig verander. Paulus was oorstelp van blydskap toe Titus destyds uit Korinthe terugkom. Hy was al bekommerd dat Titus dalk die hasepad sou kies, omdat die probleme in die gemeente te oorweldigend was. Titus het egter die toets met onderskeiding geslaag, en nou stuur hy hom weer 'n slag. Hy is immers reeds welbekend in Korinthe, en dinge loop daar nou weer normaal. Hierdie keer is dit sy taak om die geld wat ingesamel is vir Jerusalem te gaan haal. Dis 'n baie verantwoordelike en uiters gevaarlike taak, want hy kan so maklik in die hande van rowers val. Boonop kan mense hom dalk wantrou, want wie sal ooit weet as hy van die geld vir homself hou? Daarom stuur Paulus nog 2 betroubare manne saam met hom. Jare gelede kuier ons in Marlot Park. Die oggend gaan ek 'n mosbolletjie en stap om voëls te gaan kyk. Dit is warm en ons los die vensters waawyd oop sodat vars lug deur die huis kan trek. Hierdie aksie van ons het egter gesorg vir 'n reuse versoeking. In Marlot Park loop die wilde diere oral rond tussen die huise, onder andere ook bobbejane. By 'n oop venster kan 'n ordentlike kees net eenvoudig nie verbystap nie. En boonop is hulle klein skelm oogies so skerp dat hulle 'n oop venster op 'n kilometer kan herken. Die diewering het hulle nie gekeer nie, want toe gaan ou Kees en Company groot makkie in ons huis. Hulle stroop die koskaste, en wat hulle nie kon eet nie, strooi hulle oor die meubels en vloer. Meelblom en mieliemeel het vir vetpret gesorg. Die het hulle rondgegooi om reuse wolke in die huis te maak, wat alles in 'n wit sneeulaag getooi het.
Toe ons terugkeer van ons wandeling, laat spaander hulle en laat hulle vir ons die huis in chaos. Dit was baie ure se werk om alles weer leefbaar te kry. Wie se skuld sou jy sê was hierdie ramp? Die skelmbobbiane? Nee, dit was my eie skuld. Want ons het die Adonse in die versoeking gelei. As ons die vensters toegemaak het, sou niks ooit gebeur het nie. Paulus het nie verniet die 2 betroubare manne saam met Titus gestuur om die geld te hanteer nie. Al het Paulus ook vir Titus met sy lewe vertrou, kon hy die risiko loop dat iemand dalk 'n vinger wys. As gelowiges moet ons baie versigtig wees om nie versoekings op iemand se pad te plaas nie. As die persoon in die struik trap, dan was ek die oorsaak dat hy in die sonde beland het. Ek het al so dikwels gehoor dat iemand sê dat sy huiswerker so betroubaar is, dat hulle maar geld oop en bloot in die huis kan laat lê en weet dat niks ooit sal verdwyn nie. Deur dit te doen, stel jy egter vir daai persoon wat dikwels in finansiële nood verkeer in 'n baie groot versoeking. Deur matrieks aan die einde van hulle skooljaar alleen saam met hulle pelle see toe te stuur vir 'n vakansie, is 'n reuse versoeking. Ek sien jaarliks in Belite hoe die kinders in groot getalle sneuwel onder groepdruk, terwyl hulle ouers salig onder die indruk verkeer dat hulle verantwoordelik vakansie hou. Drankmisbruik, willepartytjies, dwelms, seksorgies is die norm. Almal doen dit mos. Liewe ouers, moenie julle kinders aan daai gevaarlike versoekings blootstel nie. Kom ons bid. Here, gee my asseblief vir 'n verantwoordelikheid teenoor ander, sodat ek niemand ooit in 'n versoeking sal stel nie. Amen.